Here saam met my oop te maak vanmôre by Joshua hoofstuk 24. Joshua hoofstuk 24 en ons gaan ook so die hele, of tot en met vers 28 gaan ons dan net saam lees en u sal sien die opskrif, laaste woorde van Joshua, die volk beloof om die Here te dien. Baie besonderse gedeelte wat ons ook vind in hierdie hoofstuk van Joshua, die laaste hoofstuk van Joshua, en u sal onthou hierdie man in die begin, 'n jong man wat die Here ook geroep het om die skoene van Moses vol te staan en wat Joshua ook die voorreg gehad het om hierdie volk ook dan in die beloofde land in te lei, maar ook wat ons vind vriende die uitdagings wat daar was, maar hoe hierdie man vasgestaan het en hoe hy ook volhard het om die Here sy God te dien. Joshua hoofstuk 24 en sodra jy die plek het vriende, gaan ek dan net vir ons voorhou vanaf vers 1. Daarna het Joshua al die stamme van Israel byeen laat kom in Sichem, en hy het die oudstes van Israel en sy hoofde en sy regters en sy opsieners laat roep, en hulle het al voor die aangesig van God gestel. Toe sê Joshua aan die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, oorkant die Eufraat het julle vaders van die oudser gewoon, Tera, die vader van Abraham en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien, maar ek het julle vader Abraham van oorkant die Eufraat afgeneem en hom deur die hele land Kanaan laat trek en sy nageslag vermeerder en Isak aan hom gegee. En aan Isak het ek Jakob en Esau gegee en aan Esau het ek die gebergte Seir gegee om dit in besit te neem. Maar Jakob en sy kinders het na Egipte afgetrek, toe het ek Moses en na Aaron gestuur en Egipte getref, soos ek dit daar gedoen het, en daarna het ek julle uitgelei. Toe ek julle vaders uit Egipte land uitgelei het julle by die see gekom, maar die Egiptenaars het julle vaders agterna gejaag met strydwaans en perderuiters na die Skelfsee toe. Maar hulle het die Here aangeroep, en hy het 'n duisternis gestel tussen julle en die Egiptenaars en die see oor hulle laat kom, sodat dit hulle oordek het en julle eie oë het gesien wat ek aan Egipte gedoen het. Daarna het julle baie dae in die woestyn gebly. Daarop het ek julle gebring in die land van die Amoriete wat oos van die Jordaan gewoon het, en hulle het teen julle geveg. Maar ek het hulle in julle hand gegee, sodat julle land in besit geneem het, en ek het hulle voor julle uit verdelg. Toe het Balak, die seun van Sipor, die koning van Moab, hom klaar gemaak en teen Israel geveg, en hy het gestuur om Bileam, die seun van Beor, te roep om julle te vervloek. Maar ek wou nie na Bileam luister nie, sodat hy julle net geseën het, en ek het julle uit sy hand gered. Toe julle die Jordaan deurgetrek en by Jerigo gekom het die burgers van Jerigo, die Amoriete en die Feresiete en die Kanaaniete en die Hetiete en die Girgasiete, die Jewiete en Jebusiete teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee, en perdebye voor julle uitgestuur, wat hulle voor julle uit verdryf het, die 2 konings van die Amoriete, nie deur jou swaard en nie deur jou boog nie, so het ek julle dan 'n land gegee, waar julle nie aan gearbei, en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome, wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien, want die Here onse God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het,
en ons bewaarheid op die Here pad wat ons gegaan en onder al die volke waar ons dwarsdeur getrek het. En die Here het al die volke en die Amorite, die inwoners van die land voor ons uitverdrywe. Ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Joshua, nee, maar ons sal die Here dien. Daarop sê Joshua aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self die Here gekies het om hom te dien. En hulle sê, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Joshua, ons sal die Here ons God dien en na sy stem luister. En op die dag het Joshua met die volk 'n verbond gesluit en vir hulle 'n insetting en 'n reg vasgestel in Sichem. En Joshua het hierdie woorde in die wetboek van God geskrywe en 'n groot koop geneem en die daar opgerig onder die eikeboom wat by die heilige plek van die Here is. Toe sê Joshua aan die hele volk, kyk, hierdie koop sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here gehoor wat hy met ons gespreek het, en hy sal 'n getuie teen julle wees, sodat julle jul God nie verloon nie. Toe het Joshua die volk laat gaan, elkeen na sy erfdeel toe. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, ons gaan net oorgaan in gebed, en ek gaan net vra vir die mans, vir wie dit moontlik is om te staan, en dan gaan ons net ook stil raak voor die Here. Wonderlike Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om vanmôre, Here, na U toe te kan kom. Dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie dat ons vanmôre saam, Here, kan verenig in U naam. Dankie dat ons vanmôre ook so U kan aanbid, en dat ons weet, Here, dat U die groote God is, dat U hoog en verhewe is, dat U die een is, Here, wat die heilige van Israel is, dat U die verbondsgod is, Here, dat U die God is wat onveranderlik is, dat U gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is en dieselfde bly. En ja, Here, ons weet dat mense verander, maar U verander nooit nie. U woord, Here, verander nooit nie. U woord staan vir ewig vas en waar. En dankie dat ons vanmôre in U kan verbly, Here, om te weet dat U die een is wat in beheer is van hierdie aarde. Soos ons lees daar in Psalm 24, Here, wat Dawid ook beskryf, wat hy sê die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. Here, U is die een wat hierdie aarde geskape het. U is die een wat ons as mens geskape het. U is die een wat alles, Here, in U hand hou. Ja, die tye is in U hand. Elke aspek is in U hand, en kan ons U net loof en kan ons U net prys daarvoor in hierdie oggend. Dankie dat ons weet dat U ook die een is wat die seisoene beheer, dat U ook alles so perfek gestel het, Here, dat die seisoene ook weet wanneer om oor te skakel, en wanneer ons ook rondom ons kyk elke dag, dan sien ons daardie mooi bloeisels wat uitkom, Here, die bome wat meer mooi groen begin raak, die gras wat begin groen raak, die voeltjies wat heerlik begin sing in die oggende, Here, daardie dankbaarheid, daardie blydskap wat die natuur het in hulle harte teenoor U. En is daar ook vanmôre hierdie blydskap in ons harte, Here, om U te kan loof, om U te kan prys, Here, dat U as Skepper die een is wat bemoeienis kom maak met ons, dat U die een is, Here, wat U seun gestuur het, Jesus Christus, om aan die kruis te kom sterf vir ons as sondaar mens, dat deur Christus ons hierdie kosbare verhouding met U kan hê, wanneer ons ook gered word, wanneer ons ook antwoord op U roepstem, en ook, Here, ons tot U bekeer, met ons hele hart en met ons hele siel. Dankie dat ons ook weet, Here, dat ons ook hierdie ewige hoop het in U. Dankie dat ons weet, Here, dat U nooit ons alleen los nie, dat U nooit ons een kant toe stoot nie, maar Here, dat U die een is wat ons nooi om na U toe te kom, dat U die een is wat ons trek met koorde van liefde, dat U die een is wat elke liewe dag, Here, saam met ons wandel, saam met ons gaan. En ons wil ook net vir U kom dankie sê, Here, dat U ook so, Here, met ons bemoeienis maak. Ons wil ook vanmôre kom bid, Vader, dat U ons naby sal wees. Ons wil ook vra dat U saam met ons sal gaan. Ons wil kom vra vanmôre, Here, vir ons as gemeente, ons dink aan die voorbiddingslysie, Here, ons wil elkeen
by u voete kom neerlê. Ja, Here, u ken elkeen by die naam en ons wil vra dat u saam met hulle sal gaan. Ons kom bid ook vir hierdie gemeente, Here, vir elke struktuur, elke funksie, elke aspek wat daar is in hierdie gemeente, Vader, dat u saam met elkeen sal gaan. Ons kom bid, Vader, daar waar leemte is, daar waar hulp nodig is, daar waar hande nodig is, dat u ook ons daarin sal help en dat u ook, Here, manne en vroue sal opwek, Here, wat daardie posisies ook bereidwilligheid sal toon om te help en ook betrokke te raak by die saak van die Here. Ons dink aan die voorsang, ons dink aan elke aspek, Here, wat daar is en dat dit ook so sal dien om u te verheerlik en die eer vir u te gee. Maar bovenal kom bid ons, Here, dat hierdie gemeente 'n gemeente sal wees wat u liefhet, 'n gemeente sal wees wat u dien, 'n gemeente sal wees, Here, wat u verheerlik in en deur hulle lewens, dat daar 'n ware honger en 'n dors sal wees na u woord en ook so, Here, dat u ons sal help om elke dag te groei in die Here Jesus Christus, dat ons ook die liefde van die Here Jesus onder mekaar sal deel en ook so sal doen dit wat u van ons vra. Ons wil kom vra ook, Vader, dat u ons ook vanmôre sal naby wees en ons dankie dat u alreeds hier teenwoordig is en vra ons ook dat u met spreker en hoorder sal praat vanmôre, Here, dat u ook ons harte sal aanraak en dat u ons sal help dat ons nie hier sal uitstap, dat ons vergeet van die woord nie, maar dat ons die woord, Here, sal toepas en sal deel maak van ons lewens. Dat ons vanmôre sal besef, Here, dat daar niks belangriker is as hierdie, dat ons sal seker maak dat ons in die regte verhouding met u wandel. Dat ons sal seker maak dat ons vanmôre, Here, naby u wandel. En Here, daar waar ons tekort skiet, dat ons dit by u voete sal neerlê. En soos wat u in die woord sê, dat ons moet u soek terwyl u nog te vind is. En dat ons ook vanmôre daardie erns ook so sal toon in ons harte en ons lewens. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra in u naam alleen bid ek dit. Amen. Nou, liewe vriende, ek wil graag dan by hierdie geleentheid vanmôre net die aandag vestig op vers 14 en vers 15 van ons geleesde gedeelte. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan Eufraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En interessant, vriende, hierdie woordjie wat ons ook vind, Here in hoofletters, dit is ook dan die verbondsnaam van die Here, dit dui vir ons aan op die verbondsgod van Abraham, Isak en Jakob, die allerhoogste God, en wat 'n wonderlike voorreg om ook so hom te kan dien. Maar daardeur die tema van vanmôre se boodskap wat ek met u wil deel, vriende, 'n dringende oproep om die Here te dien. En in hoofstuk 4 vind ons hierdie baie besonderse gedeelte, vriende, waar Joshua dan ook so dan nou aan die einde van sy lewe gekom het en dat Joshua ook dan nou op pad was na sy ewige tuiste toe en sy einde hier op aarde, sy reis het hy, dit wat hy moes gedoen het vir die Here, dit het hy bereik en was hy ook dan nou gereed gewees om na die Here te gaan. Maar wanneer ons so vir 'n oomblik net kan terugkyk na Joshua se lewe, dan sien ons dat Joshua 'n merkwaardige man was, vriende. Joshua se geloof in die Here was so sterk gewees en Joshua het ook volhard daarin om die Here sy God te dien met sy hele hart en met sy hele siel, sy hele lewe lank. Joshua was nie bang gewees om op te staan vir die waarheid nie. Hy was nie bang gewees om dit wat verkeerd is aan te spreek nie en hy was dus 'n leier gewees wat deur voorbeeld gelei het. En eerstens het Joshua sy eie huisgesin gelei. Eerstens het Joshua daardie voorbeeld in sy huis gestel van wat dit is om die Here te dien, wat dit is om vir die Here te lewe. Maar ook het Joshua as leier vir die kinders van Israel hierdie selfde voorbeeld getoon. En jy sal onthou, vriende, toe Joshua en Caleb ook dan nou so gegaan het om die beloofde land te gaan verken, wat hulle ook uitgestuur is. Die ander manne was negatief gewees en hulle het hierdie groot reëse gesien en hulle het begin ongelowig raak en begin twyfel, maar nie Joshua en Caleb nie. Hulle het vasgehou aan die Here. Hulle geloof was dat hierdie God sal ons ook help. Hierdie God sal ons ook so verlos. En daardeur lees ons daar in Numeri
Numeri 32 vers 11 tot 12 die volgende: Waarlik, geen een van die manne wat uit Egipte opgetrek het van 20 jaar oud en daarbo, sal die land sien wat ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het nie, want hulle het nie volhard om my te volg nie. Dan vers 12: Behalwe Kaleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, en Joshua, die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. So hierdie voorbeeld was daar, hierdie volharding was daar, hierdie geloof was by Joshua gewees. Maar jy sien vriende, die hartseer van dit alles is dat Joshua het in sy hart geweet, dat hierdie volk, hierdie kinders van Israel, het nie dieselfde gedoen nie. Hulle het met 'n verdeelde hart gesit in hulle binneste. Hulle kon nie gekies het of hulle die Here voluit gaan dien en of hulle die wêreld gaan dien nie. Daar was hierdie verdeeldheid gewees. Jy sien, wanneer dit goed gegaan het met hierdie volk, wanneer die Here hulle genadig was, wanneer die Here vir hulle voorsien het, dan het hulle die Here geloof en geprys en dan wou hulle die Here gedien het. Maar nie lang daarna nie, dan het hierdie volk, hierdie selfde volk, het hulle hart verhard teenoor die Here, hulle het hulle rug gedraai op die Here, hulle het agter die afgode aangegaan en hulle het hierdie afgode het hulle gedien en hulle het gesondig teen die God van Israel. Jeremia 2 vers 13 beskryf die Here, hy sê, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen, my die fontein van lewende water het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. En jy sien vriende, hierdie proses het elke keer homself maar net herhaal en Joshua het dit aanskou, Joshua het dit gesien en Joshua het geweet, maar die Here hou nie van dit nie. Die Here hou nie daarvan wanneer ons na afgode toe wend nie, dit behaag hom nie. En dis hoekom Joshua nie tevrede was met hierdie volk se optrede nie. Dis hoekom Joshua hierdie volk aanspreek. Sy laaste woorde was: julle moet julle bekeer tot die Here. Julle moet die Here dien, want julle kan nie die Here dien en die wêreld nie. Die Here se vereiste is jy moet my alleen dien met jou hele hart en met jou hele siel. Let op Deuteronomium 6 vers 4 tot 5 vriende. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En Joshua wou gehad het dat hierdie volk by hierdie plek moes kom, dat hulle hierdie keuse sou geneem het, dat hulle finaal en al sal oorgegee het aan die Here om hom te dien. Hulle moes 'n keuse maak. En dit laat ons dink aan Elia, vriende. U sal onthou toe Elia daar op die berg Karmel was en hierdie Baal-profete wat daar was en Elia gee 'n opdrag vir die volk. Hy sê in 1 Konings 18 vers 21 en Elia het nader gekom na die hele volk en gesê: "Hoe lank hink julle op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as dit Baal is, volg hom na." Maar die volk het hom niks geantwoord nie. So Elia sê vir hierdie volk: "Kies tussen hierdie 2, maar kies die lewende God. Kies om hom te aanbid en hom te volg en volstaan daarbey." En wanneer ons terugkom na Joshua toe, vriende, vind ons hier in vers 14 en vers 15 waar Joshua die volk dringend vermaan het dat hulle die Here moes gedien het, dat hulle moes oorgegee het, dat hulle moes volhard het in hierdie belangrike saak. En jy sien vriende, die hartseer van die tyd waarin ek en u lewe is dat meerderheid van die mense vandag soos die volk Israel is, dat hulle net die Here wil dien wanneer dit goed gaan met hulle, dat hulle net die Here wil dien wanneer die Here vir hulle goed is, wanneer die Here hulle gebede beantwoord. En baie mense is so dat hulle net die Here wil dien wanneer die Here hulle verlos het uit hulle nood uit, wanneer daar nood is, wanneer daar hierdie swaar kry is, dan wend hulle self tot die Here. Maar die oomblik wanneer die Here hulle gebed beantwoord, dan sit nie lank nie, dan begin hulle wegbeweeg van die Here af. En dan die res van die tyd vergeet hulle van die Here, die res van die tyd vergeet hulle van dit wat hulle gebid het, dit wat hulle gevra het, en hulle lewe maar net vir die wêreld, en hulle gaan maar net aan soos normaal. En soos wat die woord ons waarsku, vriende, beleef ek en u in hierdie laaste dae 'n afvalligheid. Ons beleef 'n louheid onder die mensdom, want u sien, mense wil nie meer vandag, vriende, die Here dien met 'n volle oorgawe nie. Mense wil nie vandag alles prysgee vir Christus nie. Mense wil nie vandag alles op die altaar plaas en sê: Here, ek wil vir u alleen lewe nie. Ek sal my lewe verloor solank ek u het. Ek sal my vriende verloor solank ek net u kan dien. Ek wil die wêreld verloor en ek wil u behou.
Mense wil nie vandag, vriende, meer die waarheid hoor nie. Mense wil nie meer vandag hoor dit wat die Here van ons vra nie. Maar mense wil vandag in hulle gehoor gestreel word. Mense wil vandag hoor dit wat mooi is, dit wat hulle wil hoor. Maar hulle wil nie hoor dat hulle in self moet sterwe en moet oorgee aan Christus nie. Hulle wil nie hoor, vriende, dat hulle die Here moet dien op sy voorwaardes nie, maar hulle wil hulle eie voorwaardes daar stel. Jy sien, mense wil vandag met die een voet in die kerk en die een voet in die wêreld stap en dink dat God tevrede sal wees met hierdie optrede, terwyl hy nie is nie. Want let op Matteus 6 vers 24, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Jy sien, vriende, die Here soek van ons alles. Hy wil hê dat ons alles vir hom moet gee, dat ons hom moet dien in opregtheid en waarheid, dat ons hom alleen moet volg. En Jesus sê vir sy disippels en die skare in Matteus 16 vers 24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Dis die vereiste wat die Here stel vir my en vir jou, vriende. En as jy vanmôre waarlik gered is, as jy vanmôre weergebore is en die bloed van die lam oor jou hartsteer is, dan sal hierdie vir jou 'n blywende saak wees om die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Dit sal vir jou blywend wees om vanmôre te hoor dat Christus verwag ons alles. Maar as jy nie vanmôre aan die Here behoort nie, sal hierdie vir jou 'n baie swaar saak wees. Sal hierdie vanmôre vir jou 'n saak wees dat jy nie verstaan dat jy die wêreld moet prysgee vir Christus nie. Maar as jy gered is, vriende, sal Christus jou lewe wees. En daardeur gaan ons vanmôre kyk na 3 gedagtes. Ons gaan kyk na hierdie dringende oproep wat kom na die volk toe, hierdie dringende oproep wat vanmôre na my en u toe kom, dat ons ook die Here, ons God, sal dien met alles in ons. En mag jy ook vanmôre, vriende, daardie ondersoek instel, om te sê, Here, maar hoe staan ek vanmôre werklik voor u? As ek vanmôre gered is, Here, hoe is my toewyding? Is daar nie dalk vanmôre iets in my lewe wat tussen my en u staan, wat verhinder dat ek u volheid kan dien nie, dat ek meer en meer nader en u kan groei nie? En as u nie vanmôre gered is nie, vriende, dat u vanmôre hierdie oproep sal sien as 'n geleentheid wat die Here u skep om tot bekering te kom, om jou tot hom te wend. So kom ons kyk dan, vriende, wat was hierdie dringende oproep gewees, wat behels dit? En die heel eerste aspek wat Josua vir die volk gee, hy sê, daar moet 'n heilige vrees vir die Here wees. Vers 14 van ons geleesde gedeelte, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Nou vriende, dadelik wanneer ons dink aan hierdie woordjie vrees, wat is die gedagte wat na vore kom? Ons dink daaraan dat dit beteken om bang te wees of om hierdie vrees te hê. Maar jy sien, wanneer ons kyk na die woord van die Here en wat die woord vir ons sê, wat dit beteken om die Here te vrees, dan beteken dit eenvoudig om daardie nodige eerbied, daardie nodige respek te toon teenoor die Here, om te erken en te sê, Here, maar U is die skepper, U is die verlosser, ek is die skepsel, daardie eerbied, daardie aanbidding teenoor die Here. Maar dis ook om gehoorsaam te wees aan hom, om gewillig te wees om te sê, Here, ek wil doen wat U van my vra, ek wil hierdie pad stap wat U van my vereis. Dis om jou lewenswandel in te rig volgens God se wil. Deuteronomium 10 vers 12 tot 13 beskryf die volgende, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel, en om lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart, en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die Here, en sy insettinge wat ek jou vandag beveel het, dat dit met jou kan goed gaan? En dis wat Josua vir die volk kom oordra. Hy sê vir hulle, julle moet weer by hierdie plek kom, waar julle 'n heilige vrees vir die God van Israel het, waar julle die Here dien met opregtheid, waar julle die Here aanbid, waar julle hierdie eerbied het teenoor die Here en sy insettinge, en nie daarvan afwyk nie, waar hierdie gesindheid het om te hê, Here, ek wil U behaag met my lewe. Spreuke 3 vers 7, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad.
En net so vriende, is dit belangrik dat ek en u vanmôre ook sal let op hierdie gedagte. En die vraag wat ons vanmôre vir onsself kan vra, vriende, is daar nog vandag 'n heilige vrees vir die Here? Is daar nog vandag hierdie respek teenoor die Here? Is daar nog vandag hierdie eerbied teenoor sy woord om te weet, as ons die woord open, is God aan die woord? Want ek wil vir u sê, vriende, daar is nie meer vandag 'n heilige vrees in die wêreld daar buite nie. Daar is net 'n handjievol mense wat nog die Here vrees. Daar's nog net 'n handjievol mense wat respek het vir God se woord. En ons sien dit in die orde van ons dag. Ons sien hoe die mense daar buite besig is, vriende, om die spot met die Here te drywe. Ons sien hoe die mense daar buite besig is om die Here te tart met hulle sondes, met hulle boosheid, dat wanneer die Here met hulle praat, dan luister hulle nie en gee hulle nie ag op dit wat die Here vir hulle sê nie, dat hulle die huis van die Here, ja, hierdie is net 'n gebou, vriende, maar dis 'n plek waar ons bymekaar kom om die Here te aanbid, en dat hulle selfs die huis van die Here 'n bespotting maak, dat hulle selfs die erediens verander in 'n sirkus, dat hulle selfs die huis van die Here ontheilig deur homoseksualisme op die kansel toe te laat, waar 'n gemeente, 'n predikantspaar wat 'n man en 'n man is, verwelkom in die gemeente in, en dat hierdie nou die nuwe herderspaar is. Kan u sien hoe ons besig is om God se naam te ontheilig? En hoeveel mense, vriende, raak gelykvormig aan die wêreld en sy standaarde. En wanneer jy kyk na meeste kerke vandag, dan kan jy nie die verskil sien tussen kinders van die Here en tussen die wêreld nie, want hulle ruik presies dieselfde. Hulle smaak en proe en ruik soos die wêreld. En ek sien onlangs 'n sekere gemeente, vriende, in ons gebied, wat dan ook so een aand, 'n kaas en wyn aand gehou het by die kerk en gesê het, kom geniet hierdie aand saam met ons. Hoeveel mense, vriende, praat vandag, wanneer hulle van die Here praat, dan praat hulle van die ou baas daarbo. Jy sien, dit is wat ons beleef in die wêreld. Daar is nie meer respek vir die Here nie. Almal dink maar net dat hierdie aanvaarbaar is, dat ons met die Here kan praat soos wat ons wil, tensy of terwyl mense nie verwag, vriende, en besef dat hierdie 'n heilige God is nie. En wanneer ons kyk na Ananias en Safira, Handelinge 5, dan lees ons dat wat het hierdie twee gedoen, wat het hierdie man en vrou gedoen? Hulle het gelieg vir die Here, en wat het gebeur? Hulle het gesterwe, want God kom wys dat hy 'n heilige God is, dat hy hom nie laat bespot nie. En het ons nie dalk vergeet, vriende, dat God 'n heilige God is nie? Het ons nie vergeet, vriende, dat hy verwag dat ons ook so moet eerbiedig, die nodige respek vir hom toon? Die profeet Jesaja het dan skou die serafs uitgeroep het, heilig, heilig is die Here van die weerskare. Ek hou vir u voor Jesaja 6 vers 3 tot en met vers 5 wat sê, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig is die Here van die weerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die weerskare, gesien. En so het tyd geword, vriende, dat ons het opnuut weer sal besef met wie ons te doen het. 'n heilige en 'n regverdige God, die almagtige, die soewereine God. En dat ons het opnuut weer 'n vrees sal hê. 'n heilige vrees, 'n eerbied sal toon, tyd sal maak om hierdie God te aanbid, tyd sal maak om hom te gehoorsaam en te sê, Here, ek wil in die insettinge wandel, help my. Help my om sonde te haat en na reinheid te strewe. Help my om hierdie lewe te leef wat U vir my moontlik maak in Christus Jesus. En dat ons ook die eer vir die Here sal gee elke dag. Maar die volgende gedagte, vriende, is dat Josua sê ook vir die volk, hulle moet handel met die afgode in hulle lewens. Daardeur sê hy, verwyder die afgode wat in jou lewe is. Vers 14 gaan verder, hy sê, en verwyder die afgode wat julle vaders gedien het oor kan Eufraat en in Egipte. Nou wanneer ons kyk na hierdie woordjie verwyder, dan beteken dit om iets weg te neem, om iets af te handel, om iets heeltemal weg te werp. En dit was belangrik geweest dat hierdie volk, vriende, wat ook dan nou met hierdie verdeeldheid in hulle harte gesit het, dat hulle eers met hierdie afgode in hulle midde moes gehandel het. Ja, daar was sommige mense wat die afgode aanbid het. Daar was sommige mense wat hulle rug op die Here gedraai het en wat ook so besig was met hierdie afgode diens. En daardeur die opdrag, verwyder hierdie afgode uit julle midde uit. Dit mag nie deel wees van julle lewens nie.
Maar julle moet julle na die Here toe rig. Julle moet hom alleen aanbid. Julle moet hom alleen die eer gee. Hy moet die sentrale punt in julle lewens wees, want hy is die jaloerse God en hy deel sy eer met niemand anders te nie. Jesaja 42 vers 8, ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesneede beelde nie. En die volk moes hulle deeglik hiervan gereinig het, vriende. Hulle moes daardie afgode vernietig het, hulle moes heeltemal dit uitgewerp het, sodat hulle die Here met opregte hart kon dien. Jesaja 1 vers 15 tot 17, en as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle, ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, julle hande is vol bloed, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. So die Here sê vir hulle, was julle, reinig julle, kom na my toe, sodat ek hierdie werk vir julle kan doen, maar hou op om kwaad te doen, hou op om julle besig te hou met hierdie afgode diens. En so is dit belangrik, vriende, dat ek en u ook vanmôre sal let op hierdie gedagte. Want jy sien, so gou kan ek en u ook as kind van die Here afgode in ons lewens toelaat. En nou mag die vraag wees vanoggend, maar wat is 'n afgod? Wat kan gesien word as 'n afgod in 'n kind van God se lewe? En is redelik eenvoudig, vriende, die woord sê vir ons dat 'n afgod kan geklassifiseer word as iets in my lewe wat ek bo die Here stel, iets in my lewe wat meer aandag geniet is wat ek aan die Here moet gee, iets wat ek meer belangriker ag as die Here, iets wat ek bo die Here plaas, wat ek meer tyd aan spandeer, wat my wegvat van die Here af, wat my toewyding steel, wat ek aan die Here moet gee. En ja, die afgode van die volk Israel was gesnede beelde en dit was die Baals en al hierdie dinge, maar in ons tyd, vriende, is 'n afgodsbeeld in ons lewens rykdom. Waar rykdom my sentrale punt kan raak dat ek vergeet van die Here. Dink aan daardie ryk jong man wat na die Here toe gekom het en gevra vir Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en kom hier en volg my. En dan lees ons, vriende, wat het gebeur. Daardie man het bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En ja, daar was kinders van die Here, vriende, wat wel af was. Ons dink aan Job wat die Here gedien het, maar die punt bly staan, baie keer kan rykdom tussen my en die Here kom. Dink aan die televisie, dink aan sport, hoe sport 'n afgod kan raak in ons lewens. Dink aan stokperdjies, vriende. Dink aan die sosiale media, al hierdie dinge kan tussen my en die Here kom en my toewyding steel wat aan die Here moet toekom. En dis die ding, baie kinders van die Here is nie bereid om met hierdie afgode in hulle lewens te breek nie. En ons weet duidelik, vriende, dat 'n afgod is sonde. Ons weet baie duidelik dat sonde bring skeiding tussen ons en die Here. En dan ook so, ons lees in Jesaja 59 vers 1 tot 2, wat sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Sonde bring skeiding, vriende, sonde beïnvloed my verhouding met die Here negatief. Dit maak dat ek nie meer so toegewyd lewe nie. Dit maak dat ek nie meer die stem van die Here so duidelik hoor nie. Dit maak dat ek nie meer so getrou is in my Bybelstudie, in my tyd saam met die Here nie. Dit neem my stadig maar seker weg van die Here af, en dit ons nodig om daardie afgod, daardie sonde vanmôre te bely en te sê, Here, vergewe my, Here, reinig my, Here, help my dat ek weer naby U sal lewe. Baie keer, vriende, gebeur het dat ons soos die volk Israel is, wat die lewende fontein van water verlaat vir gebarste reënbakke, vir die vleispotte van Egipte, wat ons niks kan bied nie. Jeremia 2 vers 13, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen, my die fontein van lewende water het hulle verlaat, om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke, wat geen water hou nie. Daar is vanmôre vergifnis beskikbaar by Christus, vriende. Maar die Here sê vir ons in sy woord, ons moet daardie sonde bely. Dit laat staan. By sy voete kom neerlê sodat hy ons kan skoon was, dat hy ons kan herstel sodat ons opnuut weer toegewyd aan hom kan lewe. Maar die laaste gedagte wat ons ook vind, vriende, is dat Josua vir die volk sê, dien die Here jou God alleen uit opregtheid. Ons lees dit ook daar in vers 14, vrees nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid
en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan Eufraat en in Egipte en dien die Here. En sien, Josua kom nou baie belangrike stuk uit en by 'n baie belangrike gedeelte en hy sê vir die volk, nou dat julle die afgode verwyder het, nou dat julle julle sonde bely het voor die Here, nou is dit belangrik dat julle hart op die Here sal rig, dat julle nou hom sal dien, dat julle nou gehoorsaam sal wees aan sy insettinge, dat julle nou sal voortgaan om in sy weg elke dag te wandel. En ja, Joshua het hierdie voorbeeld nagelaat, vriende, het vir hulle gewys, hoe lyk 'n lewe waar daar elke dag gewandel word, hoe lyk 'n lewe waar daar volhard word om die Here te dien. En dis kom hy in vers 15 vir hulle sê met groot vrymoedigheid, wat hy sê vir hulle die laaste gedeelte, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Joshua sal nie hierdie gesê het as hy nie daardie voorbeeld gedoen het en selfs die Here gedien het nie. So hierdie volk, vriende, moes op hierdie punt gekom het, waar hulle weer hierdie God van Israel voluit gedien het. Hulle moes nie die Here ligsinnig gedien het nie. Hulle moes nie met twee gedagtes gesit het nie, maar voluit moes hulle die Here gedien het. Hulle moes die Here verheerlik het in hulle lewens, hulle moes hierdie lewe geleef het, sodat die ander nasies hierdie God van Israel kon leer ken het, deur hulle lewenswandel. En net so, vriende, dit wat die Here vanoggend van my en van u vra ook, is dat ons hart op hom sal rig. Dat ons onsself absoluut aan hom sal toewy, dat ons hom sal lief hê, dat ons sy woord sal lief hê, dat ons sal strewe na die dinge van die Here, dat ons hom sal volg, dat ons hom gehoorsaam sal wees, dat ons onsself sal toewy om te sê, Here, ek wil elke dag vir u lewe. Ons moet nie toelaat, vriende, die dinge van die wêreld ons aandag afneem van dit wat belangrik is nie. Want so gou kan ons beïnvloed word deur die dinge van die wêreld. So gou kan daar 'n liefde ontwikkel vir die dinge van die wêreld, en dis hoekom daar die waarskuwing is in 1 Johannes 2 wat Johannes die kinders van die Here waarsku. Hy sê moenie die dinge van die wêreld lief hê nie. Ons moet seker maak, vriende, ons sit nie vanmôre met 'n verdeelde hart nie, maar dat ons eerder vanmôre met 'n hart sit wat sê ek is bereid om alles vir Christus te gee. Dat ons vanmôre net opnuut sal besef wat ek as kind van die Here, as jy vanmôre kan getuig dat jy aan Christus behoort, vriende, dan moet jy vanmôre besef dat jy deur 'n dierprys gekoop is aan die kruis van Golgotha, dat dit Christus sy lewe gekos het aan die kruis, dat sy bloed gevloei het om jou te verlos, sodat jy vir hom kan lewe. Kan nie vanoggend, vriende, dieselfde as Joshua sê, dat ek en my huis, ons sal die Here dien. Maak nie saak wat die wêreld sê nie. Maak nie saak waarmee die wêreld daar buite besig is nie. Ons sal die Here dien. Ons sal volhard in sy woord. Ons sal bly staan vir die waarheid en in liefde die evangelie verkondig. Ons sal staan vir die saak van die Here, al kos dit ons lewens. Al kos dit dat ons vervolg word. Al kos dit dat ons familie en vriende verloor. En mag dit so wees, vriende, dat elkeen vanoggend hierdie standpunt sal inneem. Dat elke man in die huis sal sê, maar ons sal die Here dien, maak nie saak wat nie. Ek sluit af. Ons het vanmôre gekyk na hierdie dringende oproep wat Joshua gemaak het aan die kinders van Israel, vriende, dat hy hulle aangespoor het om die Here te dien. Eerstens het hy vir hulle gesê dat hulle moet 'n heilige vrees hê vir die Here. Hulle moet daardie respek toon vir die Here, daardie eerbied, daardie aanbidding. Hulle moet handel met daardie afgode, verwyder daardie afgode, keer terug na die Here toe, rig jou hart op die Here en volg hom. Moenie sit met verdeeldheid nie, maar sit met gewilligheid. Vriende, die vraag is vanmôre, hoe kyk u hart voor die Here? Hoe staan u saak vanmôre voor die Here? Is dat dalk vanmôre 'n afgod in u lewe? Is dit dalk vanmôre iets in u lewe wat u bo die Here geplaas het? Wat meer jou tyd geniet as wat jy moet spandeer aan die Here en aan sy woord? Is daar iets wat vanmôre dien as 'n hindernis tussen jou en die Here om voort te kan gaan en hierdie toegewyde lewe te kan leef? Indien dit so is, vriende, wil jy nie vanmôre kom en die saak om regmaak met die Here nie? Wil jy nie vanmôre kom en buig voor hom en sê, Here, ek is jammer. Ek het vir so lank hierdie voor u geplaas. Ek het vir so lank het ek my tyd en my aandag hierin spandeer, dat ek begin het om af te wyk van u af te wyk van u woord af. Maar wil u nie vanmôre my voetstappe rig en dit weer plaas op die regte weg nie?
Wil jy ook nie vanmôre, vriende, daardie keuse neem om te sê, Here, ek wil my saak regmaak. Moenie langer so voortgaan nie, vriende. Maar kom nou, sê die Here, dat ons die saak uitmaak. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanmôre na hierdie boodskap gekyk het en Here, so gou kan ons besig raak met klomp ander dinge. So gou, Here, kan ons aandag gefestig word op die dinge rondom ons, dat ons vergeet om die lewe te leef wat u van ons vra. So gou, Here, kan ons dinge toelaat wat ook dien as 'n skeidingsmuur tussen ons en u. Maar weet ons, Vader, dat u ons nooit so sal los nie, maar dat u altyd ons sal waarsku, dat u altyd ons weer sal terugbring op die regte plek en op die regte weg. En wil ons ook vanmôre kom bid soos Dawid in Psalm 139, wat hy sê, deurgrond my, o God, en toets my. Ken my gedagtes en toon by my of daar 'n weg is van smart, en lei my weer op die ewige weg. Ek kom bid ook vanmôre, Vader, dat u ons sal help om daardie dinge, daardie afgode in ons lewens te breek. Daardie dinge wat verhoed dat ons vir u kan arbei en vir u kan werk. En dat ons vanmôre ons alles op die altaar sal plaas. Dat ons vanmôre niks sal terughou nie, maar voluit vir u sal lewe elke dag. Gee ons ook genade, Here. Dankie dat ons ook weet dat wanneer ons val, is u daar om ons op te tel en ons weer te help om te doen wat u van ons vra. Dankie vir daardie kosbare belofte in die woord wat sê dat hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit volbring tot op die dag van Christus Jesus. Dankie vir u Gees, Here, dat ons nie alleen is nie, maar dat u Gees ons lei en ons in staat stel om hierdie lewe te kan leef. Dankie dat u vir ons die voorbeeld kom stel het toe u op aarde was en dat u ons kom wys het hoe om te lewe en dat ons ook getrou in u voetspore kan navolg. Dankie dat ons ook nou hierdie dinge kan vra in u naam alleen bid ek dit. Amen.